Ek groet u in die naam van God, wat die asem van die lewe in ons geblaas het. Ek groet u in die naam van Jesus, wat sy asem oor sy disippels, maar ook oor ons elkeen geblaas het. Ek groet u in die naam van die Gees van God, wat God se asem oor ons uitgestort het op Pinksterdag. Maar God ons vanoggend seën. Kom ons bid saam. Ons is so opgewonde op hierdie dag. Waar ons kan dink aan Pinksterdag. Die dag waarop u Nuwe Testamentiese kerk gebore is. Die dag waarop u die Heilige Gees op u kerk uitgestort het. En ons wil daarvoor vir u kom dankie sê en vir u vra dat u ook ons elkeen vanoggend bewus sal maak van u teenwoordigheid. Want u is hier. U is by ons. U is met ons. U is in ons. Geesvervulde kinders van God. Ons is gered. En ons is gevul. En ons is gestuur. En dit maak ons instrumente in die hand. Ek bid vir elkeen wat hier is. Raak hulle aan. Raak hulle aan, een vir een. Want Here, by u is ons nie nommers nie. By u is ons elkeen 'n persoon. 'n spesiale persoon. En daarom wil u hê dat ons ook vanoggend elkeen persoonlik dankbaar sal wees dat u my gered het en gevul het en dat u my wil stuur om 'n getuie vir u te wees in hierdie wêreld. Dankie dat ons kan behoort aan u kerk. En dankie dat u op Pinksterdag u kerk, u liggaam laat wees het op aarde. Ons is nou u verteenwoordigers. Ons is u liggaam op aarde. Ons moet so lewe dat mense u Jesus in ons sal sien. En dan sal glo dat ons deur u Gees die getuies is waarvoor u ons geroep het. Ons kom vanoggend om te kom bid vir u kerk, vir u liggaam op aarde. Ons leef in 'n moeilike wêreld, Here. 'n Wêreld wat godloos is en ook goddeloos is. Maar ons bly bid. Want hulle is ook u kinders. Baie van hulle die verlore kinders. Baie van hulle wat ook in varkhokke sit. Maar u wag vir hulle om terug te kom. Om te word wat hulle is. O Here, wees ons genadig. Seën ons vanoggend. Praat met ons. Raak ons aan. In Jesus se naam. Amen. In Jesus se naam. Amen. Een geesvervulde gemeente. Een geesvervulde gemeente is dan 'n gemeente wat leef onder die asem
van Jesus. En hierdie asem van Jesus verander mense se lewens. Daar's sulke so baie selfhelpboeke. Hoe om 'n beter mens te word, hoe om 'n suksesvolle mens te wees, hoe om 'n vriendelike mens te wees. Al hierdie selfmaakboeke wat jou 'n beter mens wil laat wees. Weet jy, ons glo nie aan sulke programme nie. Want Jesus maak jou nuut. As iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Jy hoef nie 'n selfmaakboek te gaan lees nie. Daar's nie 3 easy steps to heaven nie. Daar's nie so iets nie. As die Heilige Gees jou aanraak, dan word jy die mens waarvoor God jou bedoel het om te wees. En dis waarvoor ons hier by mekaar is. Handelinge 1 vers 2, tot op die dag van sy hemelvaart, dis nou die 40 dae wat hy op aarde was, né? Van sy opstanding, 40 dae, tot op die dag van sy hemelvaart, voordat hy in die hemel opgeneem is, het Jesus deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Hy het aan die disippels bevele gegee deur die Heilige Gees. En daarom ontvang ek en jy nog in ons dag bevele deur die Heilige Gees. Dis nie die kerk wat jou beveel nie. Dis nie mense wat jou beveel nie. Jesus beveel jou deur sy Heilige Gees. En dit verander jou lewe. Handelinge 2 vers 4 sê, en almal op Pinksterdag, nie party nie, almal is met die Heilige Gees gevul. Almal. Almal. Daar's 5 goedjies wat ek vir julle gaan noem vanoggend. Baie eenvoudig, maar ek dink dit gaan vir julle baie beteken. Onthou die tema gemeente onder beheer van die Heilige Gees, 'n gemeente waarop Jesus sy asem uitgeblaas het, en uit hulle lewens verander. Nooit weer dieselfde nie. So gemeente is 'n gemeente wat luister. Dit is belangrik. Die eerste is 'n gemeente wat luister. Daarom het Jesus gesê in Handelinge 1 vers 4, gaan wag in Jerusalem. Gaan wag in Jerusalem. Hoekom moet hulle gaan wag? Want in hierdie wagtydperk, hierdie 10 dae wagtydperk, moes hulle geluister het. Geluister het. Hoor wat ek nou sê. Nee, Jesus praat met ons op die golflengte Heilige Gees. As jy nie op die golflengte Heilige Gees is nie, gaan jy Jesus nie hoor nie. Met enige radio, as jy verkeerde golflengte het, dan hoor jy 'n verkeerde boodskap, as jy nie jou boodskap wil hoor nie. Hoor weer, Jesus praat deur die golflengte Heilige Gees. En natuurlik het die Heilige Gees hierdie woord vir ons gegee. Hierdie woord is ons GPS. Hierdie woord is ons padaanwyser. Sonder hierdie Gees verdwaal jy. U woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet. En daar's niks so sleg om verdwaal te word nie. Het ek al verdwaal in my lewe? Ek dink ek het die gawe van verdwaal. En daarom as ek ergens heen gaan, moet ek daai GPS hê. Ek moet, anders dan gaan ek verdwaal. Want dit is so lekker as jy die GPS gevolg het en daai laaste sinnetjie van daai vrou, ek het 'n vrou op, ek hou van daai vrou stem. En dan sê sy, you reach your destiny. You've reached your destiny. En dis wat die Heilige Gees wil hê. Hy wil hê jy moet jou destiny bereik. En hy doen dit deur sy woord. Die woord is God, is die Gees van God wat die woord ingegee het om jou te lei op jou pad sodat jy jou bestemming sal bereik. En jou bestemming is natuurlik daar, die Vaderhuis.
Ons is op pad Vaderhuis toe. So, en die Heilige Gees, as jy met hom, as jy luister na die Heilige Gees, maak die Heilige Gees vir jou deure oop. Weet jy, ek het al in plekke, situasies beland, waar ek gesê het, ag Here, asseblief, ek is nou, onthou hierdie klomp disippels het agter toe deure gesit, onthou jy? Hulle was bang. Hulle het hulle toegesluit agter geslote deure. En daar's baie kere sit ons agter geslote deure deur ons eie toe doen. Miskien is jy op hierdie oomblik wat jy nou maar luister, sit jy agter 'n toe deur. Daai deur het toegegaan vir jou. Jy weet nie hoe om uit te kom nie. Dis soos 'n tronk waarin jy toegesluit is. En dan kom Jesus, deur sy Heilige Gees, en hy maak vir die deur oop. En dis soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Moenie agter geslote deure bly sit nie. Ek het vir julle werk daar buitekant. In die tweede plek, 'n gees onder beheer van die Heilige Gees is 'n biddende gemeente. 'n Biddende gemeente. Handelinge 2 vers 1 staan daar, toe die Heilige Gees uitgestort is, toe was al die disippels almal by mekaar, en daar staan in 'n vertaling, besig om te bid. En daarom weet julle ons Pinksterdienste altyd Pinksterbidure genoem. Onthou julle, van Hemelvaart af, 10 dae, elke aand by mekaar gekom tot Pinkstersondag. En wat doen ons? Ons bid. Jy sien, 'n biddende gemeente. Dis 'n gemeente wat vra, Here, wat wil jy moet ek doen? Handelinge 2 vers 1 sê, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. As hartseer moet ek wil sê. Hartseer moet ek wil sê. Die kerk van Jesus is uitmekaar uitgeskeur. 'n geesvervulle gemeente. Geesvervulle kerk. Die kerk is meer as gemeente. Onthou, 'n gemeente is 'n mensgemaakte plek. Maar die kerk is die liggaam van Jesus. Dis die liggaam van Jesus. En die liggaam van Jesus moet 'n eenheid wees. Wanneer die liggaam van my 'n hand of 'n voet of 'n arm verloor. Ek het al met mense gepraat wat hulle been moes amputeer. En hulle sê vir my, wie wat dominee? Ek voel nog my tone. Maar sy bene is al. Jy sien, jy kan 'n stuk van 'n liggaam wegneem, maar weet jy, die liggaam soek nog 'n stukkie wat weg is. Amen. En daar is uit ons kerk uit is daar stukke van ons liggaam weg. Geskeur. Maar die liggaam voel dit. Ons gemeente voel dit wanneer van ons lidmate wegraak. Van hierdie gemeente. Ons voel dit. Ons is nie bly daaroor nie. Want ons is liggaam. Hier staan, hulle was almal by mekaar. Ek hoor van kerke wat uit mekaar uitskeur. As gevolg van die dominee, daar's dominees wat kerk uit mekaar uitskeur. Maar as lidmate wat gemeentes uit mekaar uitskeur. Ons moet by mekaar wees. Hier staan, hulle was eendragtig by mekaar. Jy sien, Jesus het sy kerk, het sy Heilige Gees nie uitgestort oor 'n verskeurde gemeente nie. Amen. Hy het sy kerk, hy het sy Heilige Gees uitgestort oor 'n gemeente wat eendragtig by mekaar was. Daar's 'n eenheid gewees. Die Gees van God soek eenheid. Die Gees van God soek eenheid. Maar jy sien, die kerk is nie 'n organisasie. Die ouetjies, ja, hierdie gemeente het ook sy organisasie. En ek sê baie keer vir mense, hierdie gemeente het ook geld nodig om die kerk in stand te hou. In daai dae wat die dominees gesê het, jy gee jou kerk vir God, is natuurlik absoluut nie waar nie. God het geen geld nodig nie. Maar weet, 'n gemeente het geld nodig. Jy weet, die gemeente water is gratis. Dis die water wat ons nog het. Maar die probleem is om die water by jou huis te kry. Daai pype, jy betaal vir daai diens. En dis die geld wat jy betaal, nie vir die water nie. En in die kerk ook. Jy betaal nie vir die woord wat aan jou toe kom nie. Is verniet. Maar die woord om by mense uit te kom, kos geld. Iemand moet dit verkondig. Daar's 'n kerk, daar's hoeveel. Maar luister mooi na my. Ons is 'n liggaam. En daarom het hierdie liggaam
by mekaar gekom het en saam gebid. They, sê dit vir my, they that pray together, they stay together. They that pray together, they stay together. Kan ek vir jou so 'n bietjie raad gee? Ek is nee, ek wil die woord weewenaar glad nie gebruik nie. Ek het die woord weewenaar verander. Ek is op pad na die plek waar my vrou is. Sy's in die Vaderhuis. So, dis al wat ek doen. Ek wil weet waar sy is. Dis al. Maar weet julle, as jy in jou huwelik probleme het, en jy begin te stry en te beklei en dinge begin nie lekker te loop nie, het ek vir jou absolute raad wat absoluut werk. Absolute raad. Begin saam te bid. Begin saam te bid. They that pray together, they stay together. Maar 'n geesvervulle gemeente is 'n gemeente met twee goed. Hulle het die gawes van die Heilige Gees, maar dat ook die vrug van die Heilige Gees. Want jy sien, baie gemeentes praat baie oor gawes, maar weet jy, 'n gawe sonder die vrug beteken niks. Amen. Jou gawe moet 'n vrug wees. En daarom is daar gawes en vrug in die gemeente. En in Romeine 12 word daar gepraat van die gawes van die Heilige Gees. In 1 Korintiërs 12 ook, maar ek gebruik hierdie. Hier staan, die gawes in die gemeente is prediking. Dis wat ek nou doen. Maar as ook dien. Dit is 'n gawe om te dien. 'n Gawe van onderrig, 'n gawe van bemoediging, 'n gawe van gee, 'n gawe van leiding. Om 'n leier te wees, 'n gawe om te help. Dis die gawes van die Heilige Gees. En dit moet teenwoordig wees in 'n gemeente. 'n Geesvervulde gemeente is daar mense wat gawes het en hulle gawes gebruik sodat hierdie gemeente 'n gemeente kan wees waarvoor God ons geroep het. Wat is jou gawe? Wat is jou gawe? Jy moet 'n gawe hê. Daar staan almal is gedoop met die Heilige Gees. En jy is gedoop met die Heilige Gees, het jy 'n gawe. Maar as jy jou gawe nie, is God se gawe. En jy moet dit gebruik vir die kerk van die Here Jesus. Wat is jou gawe? En daai gawe moet jy gebruik tot voordeel van die gemeente. Dan word die gemeente geseën daardeur. Maar daar's ook vrug. Jy sien, gawes sonder vrug. Hoor hierdie mooi vrug. En kyk of jy een van hierdie vrug, daar staan nie vrugte nie, die vrug van die Heilige Gees. Dis nie soos 'n perskeboom vol perskes nie. Dis soos 'n druiwetros. Jy weet, as 10 korrels was een vrug. Hier's 10, hier is nou 'n druiwetros met 9 korrels, want hier word 9 genoem. En elkeen is 'n vrug van die Gees. Hoor die vrug, 'n vrug van die Gees. Liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Ag Here, gee my geduld, maar jy moet asseblief net gou maak. Vriendelikheid. Goedhartigheid. Getrouheid. Nederigheid. Selfbeheersing. 9. Wat een is jou nou? Daai vrug wat jy dra. Wat mense sê, weet jy wat, hierdie persoon is getrou. Hy het 'n goeie hart. Hy het soveel geduld. Ek het eendag gesê, Here, vandag moet jy asseblief, ek het nie baie geduld nie. En ek sê vir die Here, ag Here, sal jy asseblief my vandag geduld? Leer my geduld. En toe ek in die supermark kom, toe val ek in 'n tou met 20 mense voor my. En net voor ek wil opstandig raak, toe sê die Here, weet jy wat? Ek leer jou nou geduld. Jy sien, hy plaas jou in die situasie waar jy hierdie vrug ontdek, of nie ontdek nie. Ek het nie geduld nie.
oukies, weet jy wat, ek sê hierdie goed, gawe en 'n vrug. Hoekom? Om die gemeente te laat groei. Wat jy sien, dis die karaktereienskappe van die liggaam. Ons elkeen het 'n karakter. Hoe leer mense my karakter? Twee goed. My gawe en my vrug. Die gawe wat ek het en die vrug wat ek uitleef. Dis jou karaktereienskap. 'n Vriendelike mens is 'n karaktereienskap. Persoon met geduld is 'n karaktereienskap. Iemand wat nederig is, karaktereienskap. En dan groei dit deur liefde. Luister mooi. Paulus sê, al het jy al die gawes, sonder liefde is jy niks. Van hierdie gawes en die vrug word gedra deur liefde. En so groei die gemeente. Wie wat is 'n geesvervulde gemeente? En ek kan dit vir julle sê. 'n Geesvervulde gemeente is 'n gemeente wat sagte mense het. Hulle werk sag met mense. Weet jy wat? Jy kry kerk waar mense mekaar ruk en pluk. Is nie geesvervulde gemeente nie. Ek dink dis 'n duiwelse gemeente. Ek sê dit. Waar gemeentes mense begin skreeu en mekaar ruk en pluk en hulle kerkraadsvergaderings hou wel aan mekaar amper met die vuis wil slaan. Die Heilige Gees is nie daar nie. Hy's weg. Julle veg alleen daar binne. Waar die Gees is daar vrede. Waar die Gees is, soek ons eenheid. Ons is nederig. Ek luister na jou. Partykeer is ek verkeerd en partykeer is jy verkeerd. Maar weet julle wat? Ek was in gemeentes gewees waar die gemeente uit mekaar het geskeur is. Kerkraadsvergaderings was oorlog. Ek het by 'n kerkraadsvergadering uitgeloop. Sê ek gaan nie voorsitter wees van hierdie vergadering nie. Totsiens. Veg julle voort. Ek gaan nie van hierdie vergadering deel wees nie. Want 'n kerk moet Jesus sigbaar maak. Sigbaar maak. En die wonderlike ding is, 'n geesvervulde gemeente het die krag van die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees. Jy kan nie 'n getuie wees sonder die krag van die Heilige Gees nie. Dinamies. Party mense sê, hierdie dominee preek so mooi. Nee, weet jy hoekom preek jy mooi? Jy's 'n geesvervulde prediker en 'n geesvervulde prediker is dinamies. Amen. Hoe sê jy gevoel het as jy opgeklomp op die kansel sê, nou ek of julle sê ek het nou regtig niks soveel te sê vir oggend nie. Nee, ek is gevul met die Heilige Gees. Ek het die hele week gewag vir die oomblik. Ek kan amper nie gisterand geslaap het nie. Hoekom nie? Want ek het 'n brief om af te lewer. Ek is vol van die Heilige Gees. Ek wil hierdie brief aflewer. Krag van die Heilige Gees. Die gemeente begin beweeg. Dis 'n bewegende gemeente. Dis nie 'n sterwende gemeente nie. Sterwende gemeentes is nie geesvervulde gemeentes nie. Daarom hoop ek hierdie gemeente gaan 'n geesvervulde gemeente wees. En dan sal jy getuie wees daar buitekant. Daar waar jy is, by jou huis, by jou vriendekring, daar rondom die vuur, daar by die rugby. Jy kan sê Vrystaat. Dis wat jy wonderlik op Saterdag sê hulle Vrystaat. Dan kom hulle Sondaggies. Selfde ou wat gister op die rugby stadion was. Nee, kom kerk in en dit het niks te doen met 'n sekte kerk nie. Jy gesien hulle 'n kerk steek hulle hande op. Daar staan hef op julle hande. Staan in die Bybel. Daar staan nie sekte kerke steek hulle hande op nie. Hef op julle hande na die Here. Klap julle hande voor die Here. Staan in die Bybel. Hierdie doen nie aan, hy's 'n sekte. Sê sekte nie. Ek wil die Here loof en prys. Ek wil Vrystaat skree vir die Here. En dis wat in gemeentes moet gebeur. Gemeentes kom, mense kom na gemeentes wat lewe en nie wat doodgaan nie. Ons kom nie Sondag vir begrafnis toe nie. Jesus is nie meer dood nie. Hy het opgestaan. Maar party ons wil nie laat ons hierdie swart pakke gedra het. Almal het Wanneer iemand sê toe hulle seentjie kerk toe vat, toe die predikante nog gekans, nog weet jy, toegas gedra. Toe skree die ouetjie, "Mamma, is Batman."
Nee, ek wil nie soos Batman lyk nie. En aangegaan, die laaste is natuurlik in hierdie, weet jy, 'n geesvervulde gemeente onder beheer van die Heilige Gees, waar Jesus se asem uitgeblaas is, groei 'n gemeente. Hulle gaan nie dood nie. Hier staan dit. En daagliks is tot die gemeente gevoeg. Handelinge 2:47. En daagliks is by die gemeente gevoeg die wat gered is. 'n Gemeente word nie meer omdat ons lidmate in ons lidmaatregister skryf nie. Nee. 'n Gemeente groei wanneer jou naam geskryf word in die boek van die lewe. Dan groei 'n gemeente. Jou lidmaatskap sertifikaat of lidmaatskapnaam is nie 'n groei nie. Ons word maar net meer, maar ons wil groei hê. Daagliks is tot die gemeente gevoeg die wat gered is. Gered is. Ongeredde mense is 'n gevaar vir gemeente. As hulle nie gered word nie. Ek praat nie van is ongeredde mense wat skinder. Is ongeredde mense wat ander mense mee lelik is. 'n Geredde mens wil dit nie doen nie. Nou ja, jy doen dit partykeer, maar dan vra jy verskoning. Maar as mense wat in gemeentes kom, wat die groei van 'n gemeente keer deur die houding wat hulle lewens het. Ek is klaar. Dis Pinkstersondag. Dis iets om oor te jubel en te juig. Ons lewe onder die krag van die Heilige Gees. Ons word beheer deur die Heilige Gees. Ons is sy getuies. En ek glo hierdie gemeente kan geestelik groei. Geestelik groei. As 'n gemeente groei deur die Heilige Gees, is dit ongelooflik om te sien. Die kerk stroom. Mense sit buite aan die kerk. Hulle kan en luister. Sit luidsprekers by die kerk op. Ek het dit beleef. As jy in die kerk begin 7 uur, as jy 'n sitplek wil hê, dan sit die mense al van 5 uur, 5:30 in die kerk. Hoekom? Die Gees van God. Die Gees van God. Herlewing. Het ons nie herlewing nodig nie? Herlewing nodig nie. Mag die Here gee dat dit ook in ons gemeente sal gebeur. Here, ek loof en ek prys U dat ons 'n gemeente is en wil wees onder beheer van U Gees. Laat ons waarlik U getuies wees en mense kerk toe sal trek deur ons lewens. Amen. Nou ek wil iets doen wat ek seker nog nooit in my lewe gedoen het nie, maar ek het my hart die gevoel om te doen. Ek wil vanoggend die seën op hierdie manier uitspreek. En ek is nie Jesus nie en ek wil nooit Jesus wees nie en ek wil hom nie probeer wees nie. Maar ek wil ek op julle elkeen blaas. Julle is gevul met die Heilige Gees. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Amen.